Hartlike goeienaand aan elkeen, bly dat u kon inskakel vanaand vir nog 'n Sabbat opening. En voordat ons begin, kom ons sluit die oë tot gebed. Liewe Heer, ons is dankbaar vir u liefde en die genade, en waar ons weer in 'n kort boodskapie kan vat, om hierdie Sabbat in te gaan, Here, om van u meer te leer, en van u meer te weet. Ek wil nou vra dat u met ons sal wees in hierdie tydjie, seën die woorde, seën u woord, en mag dit 'n lig vir ons pad wees. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. So vanaand wil ek bietjie met julle praat van wat is die geheim van die aasvoël, en die teksversie waarmee ek wil begin, kry ons in Jesaja 40 vers 30 en 31. En dit lees as volg: Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou, baie aasvoëls in Suid-Afrika, spesifiek in Suid-Afrika, vind 'n mens daar in die koue berge van die Drakensberge. En as ek sê koud, bedoel ek maar in die winter is dit maar 'n koue plek. Maar selfs as die son sak daar in die somertyd, is dit ook maar koelerig. En baie van hierdie arende wat daar bly, moet probeer om van daar af 'n lewe te maak. Nou, een van die groot probleme van 'n arend is, van 'n aasvoël is, dat hy's 'n baie swaar voël. So, hy kan nie net, jy weet, soos 'n klein voeltjie opstyg, vinnig in die lug en optrek nie. Hy het nogal redelike plek nodig om op te styg. En dan praat ons nie eens van as hy geëet het nie. Ek het dit al een keer beleef waar hulle geëet het, en dan kom hulle amper nie van die grond af op selfs met 'n hardloop nie. So vir hom met daai lyf is dit 'n redelike moeilike ding om dit te doen. En dan, om nou nog hierdie vlug bietjie te probeer vergemaklik vir hom, dan sit hy en hy waag vir warm lugstrome, koue en warm lugstrome wat gebeur. En dan wat gebeur is sodra daai warm lugstroom kom, dan is dit vir hom makliker om opwaarts te beweeg met 'n warm lugstroom. Daar was altyd 'n wetenskaplike eksperiment gewees waar jy voor die yskas moet staan en maak jy op en sê hulle waar voel jy die koue lug, bo of onder. En dis baie dieselfde gevolg daarvan, daai warmstroom wat bietjie opbeweeg om dit vir hom makliker te maak. En dit is een van die redes hoekom hulle altyd in hoë plekke, hoë kraanse en goed waar jy hulle kry, waar hulle neste gemaak is, want dan kan hy basies net uitval en hy kan dan begin te vlieg. Maar die belangrike ding vir hom is om geduldig te sit en wag vir daai warm lugstroom om te kom. So is nie net van, boep, daar gaan hy nie, hy sit geduldig, hy wag vir daai stroom en dan lanseer homself van daai stroom en hy begin homself op te beweeg. Maar dan aan die ander kant wat ook gebeur is, en hierdie is baie interessant is wanneer hy dan in hierdie lugstroom begin opbeweeg, is dit nie dat hy homself doodklap aan sy vlerke om bo uit te kom nie, want hulle sê dat hy kan, as hy sy vlerke aanhoudend moet klap, sal hy gelukkig wees om miskien 40 km te kry. Maar wanneer hy begin om in daai lugstroom in te beweeg, sit hy homself in 'n sweefaksie waar hy rustig raak en hy begin te vlieg. En te sweef basies. En dan sê hulle, kan hy tot so ver soos soms 150 km ver van waar hy begin het, sy vliegpad bereik, wat nogal baie ongelooflik is. En dan wanneer hy in hierdie lugstroom gaan en hy begin te sweef, dadelik omdat hy die lugstroom om in 'n hoogte invat, kan hulle soms tot 1,5 km in die lug en opgaan. Nou, ek weet nie van u nie, maar ons het al gehoor van vliegtuie wat aasvoëls al getref het op redelike hoogtes met opstyg en goeters. Ek het al gehoor van sekere aasvoëls wat opgaan tot baie hoë voete, meer as 1,5, baie keer selfs nog baie hoër gaan, en hulle plaas omtrent die vliegtuie daarbo. Maar dis ongelooflik om dit te sien, maar wat is die geheim van hierdie aasvoël? Die geheim van hierdie aasvoël is om te sit en te wag. So hy moet homself leer om te sê, ek kan nie net doen wat ek wil doen nie, ek moet sit, ek moet wag, voordat ek hier uitspring. Want as ek dit dalk op 'n verkeerde tyd doen, kan dit 'n verkeerde aksie hê. So hy wag vir die geregte geleentheid, hy wag vir die regte tyd, en dan begin hy in daai sweef in beweeg. Jy sien, baie keer in my en u lewe is dit baie dieselfde, ons sukkel om op die Here te wag. Ons het baie keer dinge wat ons wil doen, ons gaan op ons knieë en ons bid en ons vra en ons sê, Here,
hierdie besluit wat ek moet neem, ek het hierdie ding wat ek moet doen. En dan raak ons ongeduldig, want die Here vat te lank. Hy antwoord nie op ons tyd nie. En wat wil ons dit sommer self begin aanpak? En meeste van hierdie tye is daar net mislukkings en mismoedigheid in ons lewe en ons kan nie verstaan wat aangaan. Ons wag nie geduldig op die leiding van die Here nie. Ons sit nie en wag vir daai antwoorde, daai warm lugstroom om ons op te tel nie. Ons wag nie om daai geestelike hoogtes te bereik nie. En wanneer ons nie daai geestelike hoogte bereik nie, wat doen ek nie? Ons begin op ons eie krag staat maak, ons eie planne, ons eie dinge. En hoe meer ons op ons eie planne en ons eie dinge staat maak, hoe minder begin ons verstaan, maar hoekom wil God nie vir my iets doen nie? En dan begin hierdie vlug 'n mislukking raak, wat eintlik gaan in 'n ongelukke. Ons strewe as mense moet wees om God te aanbid, om hom krag en leiding te vra. Ons moet wag op God. Ons moet wag op God se antwoorde. Ons moet wag op God se tyd. Want as ons nie wag nie, gaan dit net mislukking bring. Maar dis nie net 'n maklike ding nie, want geduld word gekweek. En dis moet ek en u gaan in die Here bid vir geduld. En ons moet vir hom vra, Here, help my hiermee om 'n geestelike hoogte te bereik, om dinge beter te verstaan. En vanaand los ek u met hierdie paar bemoedigende versies rondom geduld en om te wag vir die Here. En u is welkom om hulle neer te skryf soos wat ek hulle lees. Die eerste een is in Jesaja 40 wat ons reeds gelees het, en ek lees dit net weer vir ons. Maar die wat, Jesaja 40 vers 31, maar die wat wag op die Here, kry nuwe krag, hulle vaar op met die vleuels soos arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Romeine 8 vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Is dit nie mooi nie? Psalm 62 vers 5, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Wees stil, wag op die God, dit is ons verwagting. Jesaja 33 vers 2, Here, wees ons genadig, op u wag ons. Klaagliedere 3 vers 26, dit is goed om stilheid te hoop op die hulp van die Here, stil te word en te wag tot die Here spreek. Filippense 4 vers 6, ek dink baie van julle ken hom baie goed uit julle kop uit. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. Mag ons vandag weer die Here bid vir geduld. Mag ons sit en wag vir die Here om vir my en u 'n antwoord te bring. Net soos die aasvoël op daai warm lugstroom vas voordat hy daar uitgaan, so wag ons op God. Soos wat ons op God wag en ons kry daai regte lugstroom, begin ons die hoogtes van die hemel te bereik. En mag ons strewe om hoër geestelike verhouding met God te hê, om daar te kom waar ons hoop ons God ontmoet eendag en Jesus op die wolke sien kom om hom 'n ewigheid in te gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie vir ons om net stil te kan word. En net te besef dat net uit 'n klein voorbeeld van die natuur wil ons weer voor u voete neerkniel en ons onafhanklikheid van u na u toe bring. Ons besef net weer eens, Here, ons is soms so ongeduldig. Ons sukkel om te wag, want as mens het ons hierdie verskriklike wêreldse ding wat hulle noem instant gratification. En ja, Here, soms is die antwoord nee, en dan moet ons teruggaan en verstaan, ons het die hoogtes bereik, maar daar het nie antwoorde gekom. Maar meeste van die tyd, Here, wanneer dit 'n opregte gebed is, wanneer dit iets is wat nodig is, wanneer dit kom oor uitkomste, dan bied u dit.
En mag U weer eens vanaand in elkeen van ons se lewens vir ons help om geduldig te wees, te wag vir U leiding. Want ons wil swewe daar hoog in die lug, met 'n hoë geestelike verhouding tot U, terwyl ons U hopelik eendag binnekort tegemoet kan gaan. Wees nou met ons, wees met ons in hierdie aand verder, tot ons mekaar weer sien. En dit is my gebed, nie omdat ons het verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike aand hê, mag jy 'n rustige en 'n geseënde aand hê, tot ons mekaar weer sien. Totsiens.